Abba Vader, dankie dat ons vanoggend net kon voel hoe U nader aan ons kom, Here, en my gebed vanoggend is dat ons die klop aan ons harte sal aanvaar en die deur oopmaak, Here, dat ons sal bewus wees van wie U is, Here. Here, dankie vir die rykdom van U liefde. Dankie, Here, dat ons nou kan opgewonde wees oor die woord wat U wil bring vanoggend. Here, oor dit wat U wil sê, dit wat U in ons harte wil deponeer. Here, ek bid dat dit wat vanoggend hier gepreek word, Here, dit wat vanoggend hier gesê word, Here, dat ons sal uitgaan en dit sal toepas in ons lewens, Here. Here, dat ons die opoffering sal maak, die dissipline sal hê om te hoor wat U vanoggend vir ons sê en dit te doen, Here. Ek dank U vir hierdie geleentheid. Ek dank U vir die mense wat hier is, Here. Dankie vir elke persoon hier vanoggend en dankie dat U 'n afspraak het met elkeen. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ek dink my jeug mis my vanoggend so bietjie. So, julle is gelukkig om my te hê. Dit is rarig vir my lekker om hier te wees en ja, ek het nou al 2 keer hier gestaan en vanoggend is my lekker want dit is 'n woord van bemoediging. Dis vir my 'n woord wat ek kan sien en ek kan glo. Dis 'n woord wat vir my sin maak, so ek kan dit toepas. En ek wil vanoggend praat oor intimiteit met die Godheid. Dis niks ingewikkeld nie, dit gaan net van jou af iets kos. Nie vir jy gaan niks vir my betaal nie, dit gaan van jou tyd vat. Maar ek het in baie van die mense wat saam met my die Here dien se lewe gesien dat as 'n mens hierdie verandering doen, hierdie opoffering doen, dan lyk jou lewe anders. So ek gaan so 'n stukkie van my getuienis hieroor met julle deel en dan uit dit uit dan vat ons dit vorentoe. So toe ek bekeer het, was daar 'n fase in my lewe wat ek nie geweet het regtig waartoe nou nie. Wat nou volgende? Ek weet ek het God nodig, soos in dringend nou nodig, maar hoe? Hoe kom ek op 'n plek waar ek regtig weet wat om te doen? En ek was omring met regtig awesome mentors. Ek is nog steeds omring met hulle. Mense wat in my lewe is, wat ek weet die Here daar geplaas het om vir my te wys dat dis wie God is. En in hulle almal se lewens kon ek sien dat daar een ding is wat hulle doen wat ek nog nie op daai tyd gedoen het nie. En dit is om tyd te gee vir ons koning. Dit is om voor werk, na werk, tydens werk te praat met ons koning. Want glo dit of nie, ons het dit nodig. En nou is dit soos voor werk is jy laf. Waar moet ek nou tyd kry? Dis die vraag wat jy self vir God moet vra. En dis iets wat ek moes doen en my tyd saam met die Here lyk anders as joune. My tyd gaan anders lyk. Party mense moet net buite sit. Party mense moet in 'n kamer sit en party mense moet tydens werk met hom praat. So intimiteit met God is volgens my een van die grootste geskenke wat ons gekry het uit die kruis uit. Die oomblik toe God die voorhangsel geskeur het van bo tot onder, wat die skeiding wat sonde was in ons lewe weggeneem het, sodat ons na hom toe kan gaan, sodat daar niks tussen ons en God is nie. Die oomblik toe hy dit geskeur het, voel ek, daar's 'n rykdom daaraan wat ek net, dit maak my so opgewonde, want ons kan hier en nou die glorie van God aanskou. Dis wat Jesus kom doen het. Hy het gesê, soos, kom by mekaar uit. En wat vir my amazing is, dat God het dit van bo af onder toe geskeur.
Wat beteken hy soek verhouding met ons harte, hy wil met ons praat. Maar luister ons, hoor ons as hy roep, antwoord ons sy roep, maak ons tyd vir hom, of bid ons net wanneer dit nodig is. Soek ons hom net wanneer dit nodig is, in situasies wat moeilik is. Want in my lewe is die hartseer ding, en ek is seker 'n paar mense gaan nou reageer hierop met dalk 'n kopskud, of in hulle harte gaan hulle weet, dat as die lading van die wêreld meer raak, dan skeep ons tyd saam met God eerste af. As die werk meer raak, dan ons nie tyd meer vir Bybel lees en saam met die gesin sit en praat oor Jesus nie. As situasies moeilik raak, is die eerste ding wat ons doen, ek moet daarop fokus. En is eers wanneer ons op daai breekpunt kom van, Here, ek kan nie meer nie, ek weet nie meer hoe nie, ek voel onderste bo, dis wanneer ons sê, Here, help. Maar nog die hele tyd het hy net gewag vir verhouding. Want die ding is, ons dien 'n God wat leef en wat elke antwoord wat jy soek, kan hy vir jou gee. Elke vraag wat in jou hart opkom oor situasies en dinge, kan hy antwoord. Maar is ons bereid om daai opoffering te maak? Is ons bereid om tyd af te staan vir hom? Ons kyk, ek dink nie ons sien altyd intimiteit heeltemal reg nie. Ek dink ons verwar dit met 'n fisiese gevoel. Maar intimiteit is 'n drang van gevoelens om nader aan ons Skepper te kom. Dit is 'n gevoel van beskerming, 'n gevoel van nabyheid, verbondenheid, vrede, en wat vir my die lekkerste is, die heel lekkerste van tyd saam met die Here, is daai oorweldigende aanvaarding. Want ons almal soek dit. Ons almal wil hoor, weet jy wat, jy's alright. Jy's eintlik 'n great mens. En in sy teenwoordigheid spreek hy oor jou lewe wonderlike dinge. Maar baie keer kom ons nooit by daai plek uit waar hy tot ons kan spreek nie. Ek is seker dit is die rede hoekom ons sit met pandemies van geestesgesondheid, probleme, depressie, angs. Veral, ek gaan baie praat oor tieners, want hulle wag al bo vir my om net te kom praat. Maar ek gaan baie praat oor hulle, maar ek sien by hulle 'n pandemie dat hulle sukkel want hulle ken nie God vir wie hy is nie. Hulle weet nie hoe om te bid en te vra, Here, help my. Hulle weet nie hoe om al daai dinge wat opgekrop binne hulle is, vir hom te gee nie. En as ons op 'n plek kom waar ons die voorbeeld stel, van jy het nooit te min tyd nie, daar's altyd tyd om God eerste te stel. As ons daai voorbeeld stel, dink ek daar gaan by hulle en by onsself reuse verandering kom. En ek dink ons sukkel ook om te worship, omdat ons nie gereeld genoeg worship nie. Want in daai stilte tyd leer jy dat jy het net soveel goed om oor te kla. Ek kan net soveel kla vanoggend, dan is die tyd verby vir dit. Dan leer jy om te sê, Here, U is eintlik goed. U is eintlik waardig. U is eintlik so naby, en ek voel so goed in hierdie oomblik. So my uitroep vanoggend is Psalm 27 vers 4. En ek wil graag hê julle moet soontoe blaai, want ek wil hê ons moet dit 2 keer vanoggend lees. En as jy wil, asseblief lees dit hardop, dit sal regtig lekker wees. As jy dit hardop lees. Hierdie het ek gesien op 'n worship video van William Heen, en in die worship video, op 'n oomblik dan draai hy sy rug so na die kamera toe, en toe staan hierdie agter op sy hoodie. Daar staan, een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here,
om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek. Ek weet nou hoekom is die jeug so stil. Nou is ook stil. Kom ons lees hom weer. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek. As jy dit al ervaar het, die lieflikheid van die Here, dan weet jy wat daai vers beteken. Dit is lieflik, eenvoudig gestel, dit is lieflik. Maar nou vra ek, hoeveel beskerming dink julle is in die huis van God? Hoeveel liefde en hoeveel vrede? Dis eenvoudig. Alles, alle beskerming, alle liefde, alle vrede, want hy is sufficient. Hy is alles en nog meer. Dit wat jy dink hy nie kan doen nie, hy kan nog ver verby dit ook doen. Dis wie hy is. Maar ons hardloop so rond op soek na wêreldse dinge. Ons hardloop rond op soek na aanvaarding by die verkeerde plekke. Sukses. Ons almal soek dit. Geld. Ons almal soek dit. Maar soek ons hom meer as dit. Want as ons nader aan hom kom, gaan ons besef dat hierdie dinge is nie meer bo aan my lys nie. Hierdie dinge is nie meer eerste nie, want ons gaan uitroep, hy is heilig, heilig, heilig. Hy is waardig en wonderlik. En dis nie dat hy nie omgee oor geld en sukses in jou lewe nie, hy weet wat jy nodig het. Maar hy is op soek na jou hart. Hy is op soek na jou hart. Michael Koulianos van Jesus Image, ek weet nie van wie van julle weet wie Jesus Image die kerk is nie. Hy het dit eenvoudig gestel. Dit gaan jou kos om hierdie te doen. Dit gaan jou kos om jou duwy om te gooi, jou voete op 'n koue teel neer te sit, op te staan, jou gesig te was en na jou binnekamer toe te stap en die Here te loof en prys. Dis wat dit jou gaan kos. Is jy bereid om dit te betaal? Is jy bereid om dit te doen? Want die realiteit is, ons hoef nie soos Moses 'n berg uit te klim om die glorie van God te aanskou nie. Ons kan dit net hier aanskou. In my paar dae van in die geheime plek spandeer, het ek besef dat ons ewigheidsbeloning in dit. Ek het besef dat as ek tyd saam met hom spandeer, dan leer hy my koninkryksdinge. Hy gee my 'n koninkryksvisie. En hy leer my van hoe volmaak hy is, hoe perfek hy is. En hy het my ook op 'n harde manier geleer dat werke gaan my nie nader aan hom kry nie. Maak nie saak wat ek doen nie. Hy soek net verhouding. Hy soek net my hart. En ek kan nie meer klem daarop lê dat hy soek ons harte. Hy soek regtig na ons harte. 2 Korintiërs 3 vers 18 sluit so mooi vir my hier aan. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Dis 2 Korintiërs 3 vers 18. En in dit het ek geleer dat mens lyk nie meer dieselfde hoe meer tyd jy saam met hom spandeer nie. Jy lyk anders. Want ek voel ons doelwit moet wees om meer soos hy te lyk. En dis wat gebeur as jy tyd in sy teenwoordigheid spandeer. En Jesus het ons dit gewys. Hy is 'n perfekte voorbeeld hiervan, want hy het ook tyd saam met sy Vader spandeer toe hy op aarde was. Hoekom sal ons dit nie doen nie?
Hoekom sal ons dit eerste afskeep? As hy dit moes doen, dink ek dis regtig nogal belangrik. Ook het ek besef dat daai harde harte wat ons het, ek gehad het, ek dink nie as ander mense wat dit het nie, maar daai harde hart van ek het nie emosies nie, want ek is hard. Dit word baie vinnig sag gemaak. Baie vinnig besef ons dat ons nie so perfek is nie. Dat ons nie die antwoord vir ons probleme is nie, maar dat hy die antwoord vir ons probleme is. Hy is die een wat vir ons uitwys, luister Reinhard, jy het nog nie vergewe nie. Maar ek besef nou dat ek hier staan, dat baie van ons is bang om by die Here te gaan sit, want ons weet wat hy vir ons gaan sê, want hy het dit al gesê. Baie van ons weet, hy gaan vir ons sê, vergewe. Vergewe. So Ransel soos, nee, ek gaan nie daar sit nie, want ek is nie bereid om te vergewe nie. Want hy kom wys partykeer goed uit in ons lewe, wat nie reg is nie. En dit maak dit vir ons moeilik, want dan besef ons, Here, ek kan hierdie nie uitsort nie. Ek is nie so perfek nie. En is dit nie die beste plek om te wees nie, in 'n plek van oorgawe, waar jy regtig oorgee aan die koning, want as jy al 'n rukkie saam met hom gestap het, dan besef jy, ek moenie in beheer wees nie, want ek kan nie beheer neem oor my lewe nie. As ek myself weer sien, dan sit ek met begeerlikhede van die wêreld, dan sukkel ek met dinge van die wêreld wat my net oorweldig. Ek werk te veel, ek spandeer te veel tyd voor 'n TV, ek spandeer te veel tyd in die verkeerde plekke, want ek het beheer geneem. Want ek dink ek is cool genoeg om dit te doen. Ek dink ek het dit. Ek dink daai is die gevaarlikste woorde wat ons kan sê is, ek het dit. Ons het dit nie. Ons het dit nie. Dis die realiteit, ons het dit nie. Hy het dit. Maar ons wil altyd terugkom na 'n plek toe waar ons wil staan en sê, kyk wat het ek gedoen. Nee, ons het nie. Ek besef dat dit nie toevallig is dat Jesus vir sy disippels, voordat hulle leer bid het, gesê het om na hulle kamer toe te gaan en die deur toe te maak en te bid. Want die geraas van die wêreld waarin ons leef, trek ons aandag af. Die geraas van hierdie wêreld trek ons aandag af. Ek het eendag 'n pastoor hoor sê dat as jy in die stilte plek gaan sit, los jou foon in die kamer. Want keer op keer, dan sit ek daar, dan sê ek nou, Here, ek is hier, praat met my, dan kom daar WhatsApp deur. Daar is alles nou fokus ek net op die WhatsApp te antwoord. Dan sit daar by die deur uit. 20 minute later, of as dit 'n probleem is, dan moet ek nou maar opstaan en die probleem gaan uitsort. So die geraas van die wêreld trek ons aandag af. Los die goed van die wêreld waar dit hoort en kom sit by God. Ervaar hoe naby hy aan ons is. Want hy soek ons aandag. En dit is eenvoudig. Ons almal het vriende, ons almal het familie, ons almal het mense naby aan ons. As jy nie vir hulle aandag gee nie, dan gaan die verhouding uitmekaar uit. Dis ons almal kan dit prentjie dat as ek nie verhouding met my ouers spandeer nie, dan verloor ons touch. Ons ken nie meer mekaar so wat ons geken het in die oomblik toe ons by mekaar was nie. En so ook is dit met hom. As ons nie poog om naby aan hom te kom en ons alles vir hom te gee nie, dan hy gaan nie weg nie. Ons tree weg. Hy bly by ons, maar daai shame maak 'n skeiding tussen ons. En dan verloor ons aandag en dan sit 1, 2, 3 en dan is ons in die wêreld. Ons moet terugkom op 'n plek waar ons fokus om ons aandag op hom te vestig, ons oë op hom te vestig. Die ding wat my die meeste, ek gaan nou maar sê, die ding wat my die meeste laat huil in die stilte plek, is wanneer God my kom herinner aan die kruis. En ek voel elke dag is 'n goeie dag om te dink wat Jesus aan die kruis gedoen het vir ons. Nie net een naweek nie. Elke dag is 'n goeie dag
om herinner te word aan wat die kruis vir ons beteken. Aan wat gebeur het op die dag toe hy gesterf het, en dat hy opgestaan het, en dat hy leef. Dis belangrik. Want as jy in daai plek kom waar jy probeer verstaan waartoe hy gegaan het, dan besef jy, die prys wat hy betaal het, is baie groter as ek kan dink. Die prys wat hy betaal het, is 'n prys wat ek nie kan betaal nie. So ek is afhanklik van hom. En daaruit vloei dit uit as jy in die wêreld ingaan. As ek uit daai kamer uitkom en ek het soos gesing en gedans, soos jy het my amper daar gehad vanoggend, ek het amper begin dans, bedink ek goed gaan uitval en net nou sit ek iets aan en wil regtig sing. As jy begin sing en dans voor die Here, as jy daar uitgaan om te gaan werk, is jy sommer bereid om vir mense te bid. Want dit is wat uit jou hart uitvloei, is wat in daai kamer gebeur, waar jy die goedheid van God ervaar, wil net uitvloei. En dan hanteer jy die mense onder jou, die mense langs jou, en die mense bo jou, met liefde. Kolossense 3 vers 13 beskryf dit goed. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofsange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Hoe gaan jy dit sing as jy nie weet wie God is nie? Hoe gaan jy dit sing as jy nie weet hy leef? Dit is een ding om te sê, daar staan hy leef. Maar om te sien beweeg in jou lewe, om te sien hoe hy jou lewe kom verander, hoe hy finansies kom uitsort, hoe hy werksprobleme kom uitsort, dit maak dat jy die evangelie wil verkondig aan almal. Dit maak dat jy mense wil disipel. Dit maak dat jy straal van vreugde en liefde. Ek wil hê ons moet Psalm 63 lees. Want ek voel Dawid is 'n goeie voorbeeld van iemand wat tyd spandeer het saam met God en dit neergeskryf het. En ek wil hê ons moet dit saam lees. 'n Psalm van Dawid, toe hy in die woestyn van Juda was. O God, U is my God. U soek ek. My siel dors na U. My vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. So het ek U in die heiligdom aanskou, om U sterkte en U heerlikheid te sien. Want U goedertierenheid is beter as die lewe. My lippe moet U prys. So sal ek U prys my lewe lank, in U naam my hande ophef. Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe. As ek aan U dink, op my bed, in die nagwake oor die pyns, want U was 'n hulp vir my. En in die skaduwee van die vleuel sal ek jubel, my siel is aan U verkleef. U regterhand ondersteun my. Maar hulle wat my soek om my lewe te verderwe, hulle sal kom in die onderste plekke van die aarde. Hy sal oorgelewer word in die mag van die swaard, die deel van die jakkalse sal hulle word. Maar die koning sal bly wees in God, elkeen wat by hom sweer sal hom beroem, want die mond van die leuensprekers sal gestop word. As daai uit my uitvloei, dit sal amazing wees. As ek oor die Here met soveel liefde praat, omdat ek hom ken, dis die doel. En ek dink ons doelwit in gebed moet dalk bietjie verander. Here, ek het dit en dit en dit nodig. Here, hier is ek. Here, hier is ek, praat met my. Verander my hart. Want ek dink Enoch is 'n goeie voorbeeld. Hy het nader en nader aan sy Skepper gegaan, totdat sy Skepper hom kom haal het. Ja, dit sal 'n blye dag wees. Dit moet amazing wees. Ons ken God
nie goed nie, want ons spandeer nie tyd saam met hom nie. As ons net 'n bietjie nader kan kom, sal ons lewens anders lyk. My boodskap vandag was nie net vir een groep mense, die mense wat nie weet of nog nie tyd in 'n kamer spandeer het saam met die Here nie, of nie net in 'n kamer nie. My boodskap is nie net vir daai mense wat nie weet hoe dit lyk nie. Maar ek wil vandag praat met iemand wat toegelaat het dat die wêreld te veel goed op jou skouers sit en jy die Here begin afskeep. Want ons doen dit baie maklik. Jy weet hoe awesome dit in God se teenwoordigheid is, maar jy toegelaat dat die wêreld jou oorweldig, en dis die eerste ding wat jy afgeskeep het. En my hart is dat jy sal besef dat daar's net een oplossing, daar's net een one way out, en is Jesus. Daar's net een manier om hierdie probleme aan te pak, en dit is saam met die koning van konings. Daar's net een manier om my kinders by die Here te kry, en is om nader aan God te wandel, saam met hom te wandel. Daar's net een manier om môre aan te pak, en dit is saam met die Here. Keer terug en gee tyd aan jou Skepper. Hy is elke antwoord. Hy is volmaak. En besef dat hy gaan vir jou wys wat is onvoorwaardelike liefde. En vir die wat nie weet wat dit is om saam met die Here tyd te spandeer nie, bid en vra hom, wys my. Ek het 2 awesome vriende hier, en ek kan in hulle lewens sien, dat tyd saam met die Here, het hulle lewe van daar na daar verander. En dit vat net obedience, gehoorsaamheid. Dit is moeilik om gedissiplineerd te wees, maar die beloning is ewigheid. So kom op daai plek, waar jy sê, Here, hier is ek, praat met my. Here, hier is ek, werk in my hart. Ek wil nie wees wie ek gister was nie, en ek weet net U kan dit doen. En dit is my boodskap, om ons bid saam. Here, ek bid dat die mense wat vanoggend hier sit en sê, ek het nie tyd nie, en ek weet nie waar ek tyd gaan maak nie, Here, dat U nou op hierdie oomblik vir hulle sal wys waar hulle 15 minute het, waar hulle 30 minute het, waar hulle werk toe ry alleen in 'n voertuig, Here, waar hulle by die huis kom en vir 'n oomblik is daar stilte. Here, ek bid dat U vir daai tye sal uitwys, dat hulle sal besef dat U na hulle harte soek, Here. Here, ek bid dat die wat nie weet wat dit is om na U te soek met alles binne hulle nie, Here, dat U sal aanhou klop, dat hulle die klop sal hoor vanoggend, dat hulle die liefde sal ervaar vanoggend, en dat hulle sal sê, Here, hier is ek. Here, ek bid dat U elke persoon hier sal seën. Here, ek bid dat U in elke persoon hier se lewe sal werk, en sal dinge doen wat bo hulle verstand is, sodat hulle nooit kan terugkyk en sê, ek weet nie wie hy is nie. Maar dat hulle geloof gebou sal word, gestig sal word, omdat hulle gesien het en geproe het van die heerlikheid van God, en dat U hulle lei om in U te glo, Here. Dankie dat U 'n gentleman is, dankie dat U saggies en stadig na ons toe kom. Dankie dat U leef. Here, dankie dat U leef, en U is waardig om aanbid te word. Here, en ons gee vir U al die eer en al die heerlikheid, want U is goed. U is goed in elke dag, in elke minuut en in elke oomblik, Here. Here, dankie dat in die stilte plek gaan daar genesing wees. Dankie dat in die stilte plek, in die geheime plek, gaan daar aanvaarding wees, Here. Dankie dat die mense wat vanoggend hier sit, wat sê die wêreld het te veel goed op my skouers gesit, dit kan afgee en vir U gee, Here.
dat hulle die swaar juk kan afhaal en die ligte juk van U opsit, Here. Dankie dat ons saam met U kan wandel, Here. Dankie dat daar deurbrake wag vir die wat na U soek. Dankie dat daar deurbrake wag in families, in vriende wat se verhoudinge uitmekaar uit gegaan het, Here. Omdat hulle by U kom sit en sê, Here, ek wil vergewe, wys my hoe. Here, en voordat ons dink om vir mense te vra, mag ons op 'n plek kom waar ons besef, ons wil U eerste vra. Ons wil eers na U toe kom en hoor wat U sê, omdat ons 'n verhouding met U het, voordat ons na mense toe gaan en vir raad vra. Here, en wanneer U ons stuur om vir raad te gaan vra, Here, help ons om gehoorsaam te wees, Here. Dankie dat ons verhouding met U kan hê. Maar Vader, seën elke persoon wat hier vandag, Here. Here, ek bid vir elke bediening in hierdie kerk vandag, Here, dat U die mense sal roep wat moet help en dat hulle sal gehoorsaam wees, Here. Dat die bedienings sal groei in U wil. Ek loof en ek prys U naam, bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.